Oorgrond, stof en volstruisvere. Gesprekke uit Oudtshoorn. Welkom by hierdie gesprek waar ons alledaagse lewens en geloofsvrae en kwessies vanuit 'n katholieke lens en perspektief bekyk. 'n Bron van inspirasie, gewortel in geloof en gemeenskap. Het jy al ooit daaraan gedink dat 'n heilige iemand soos jy kan wees? Ons dink dikwels aan heiliges as mense van lank gelede, met 'n stralekrans om die kop, dalk in 'n suurglasvenster uitgebeeld, miskien met 'n palmtak of 'n lelie in die hand. Hulle voel ver, onaantastbaar, maar hier is die waarheid. Heiliges is nie net met superkragte gebore nie. Hulle was gewone mense wat 'n dapper ja vir God gesê het, midde in 'n regte, egte en soms deurmekaar lewe. Sommige van hulle is nou in die hemel, soos Sint Maria Goretti, Sint Luigi Scorsoppi of Sint Philip Neri, en meer onlangs die jong Carlo Acutis, wie net 'n tiener was toe hy gesterf het. Die eerste millennial heilige wat deur die kerk vir ons voorgehou word as voorbeeld. Hulle inspireer ons omdat hulle met moed en liefde geleef het, juis toe dit moeilik was. Maar heiliges is nie net die wat gesterf het nie. Daar is heiliges op aarde ook. Dalk is dit jou ouma wat elke aand vir jou bid, of daai onderwyser wat altyd die ekstra myl loop, 'n vriend wat opstaan vir wat reg is, al staan hy of sy alleen. Die mense leef vir die evangelie, hier en nou. Hulle wys God se liefde in klein dade van goedheid en in 'n hart wat gee. En weet jy wat? Jy en ek word geroep tot daardie selfde soort heiligheid. Nie 'n valse perfeksie nie, maar egtheid. Nie swewery met hande gevou nie, maar ons word geroep om lief te hê, dapper te dien en opreg te lewe. Dit is heiligheid, en dit begin vandag. Wanneer jy voel, ek is te klein, te normaal, nie goed genoeg nie, onthou dan net, elke heilige het 'n verlede, en elke sondaar het 'n toekoms. Jy is ook op daardie pad. Jy hoef nie te wag vir die hemel soos 'n heilige te leef nie. Die wêreld het nou jou lig nodig. En onthou, God roep in elke hart.